Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Op 6 Desember 2025 gaan Ribbons of Hope probeer om 'n Guinness World Record te breek deur 'n Renault Duster met 6000 lintjies te bedek. Dit gaan nie bloot daaroor om 'n rekord op te stel nie, maar om fondse in te samel en bewusmaking te skep oor kanker. Die aktrise Annel Alexander en plaasjapie se Billy Cowley sluit nou by my aan om ons meer daaroor te vertel. Welkom julle twee by Goeiemôre, Good Morning. Hallo Ron. Dankie. Waar het die idee vir hierdie ongelooflike wêreldrekord ontstaan? Uit hierdie man se briljante brein uit. Ja, kyk, ek het obviously vorige jare het ek 'n Guinness rekord gebreek by die meeste mamma uit 61 sekondes. Jy's braaf. Ja. Hoe het dit gegaan? Ek wil weet hoeveel Nee. mamma het jy geëet? 420 gram, so dis amper 2 van daai groot Hier, bottels. ek kan al sulke goedjies hier agterin. In elk geval. Dis ook 'n plaasjapie gesê ek is my sout werd. Inderdaad. Ja, maar kyk, hierdie is ek het tans kanker, so is my tweede keer. So dit's vir my 'n groot ding. En veral toe ek nou gediagnoseer is in April, toe het ek gedink ek wil hierdie rekord doen. En ek wil dit eintlik combine met 'n fundraising om seker te maak dat ek vir 'n laaste keer as ek iets met my gebeur, dat ek ten minste vir 'n laaste keer ander mense kan help. En nou jy stap ook natuurlik 'n pad met kanker, so hierdie was seker ook 'n immediate yes van jou kant af. Absoluut. Ek dink die span wat gaan deelneem is met die hand gekies. So een van die stipulasies van die Guinness World Record is ons mag net 4 mense wees wat daai strikkies plak. En dis Billy, dis ek wat nou so 2,5 jaar terug my man aan tongkanker verloor het. Dan het ons vir Babette, 'n sangeres wat tans 5 jaar skoon is van borskanker. En dan het ons 'n 9-jarige dogtertjie, Katie, wat tans besig is om leukemia te veg. So ek dink dis vir ons almal 'n verskriklike persoonlike saak. So hoe gaan dit werk? Soos verduidelik vir my hoe hierdie lintjies om die Renault Duster gesit gaan word. So deel van die stipulasies is dat elke liewer strikkie moet uniek wees. Alright. So die vorige wêreldrekord, groot of nie, daar is reeds so 'n rekord. Wow. Is in Indië gewees. Ja, Indië. En ek dink hulle het 5700 strikkies gedoen. So ons gaan probeer 6000 doen, maar elke strikkie moet uniek wees. So, ons is tans besig om elke strikkie te skryf met 'n naam op. En hoe mense betrokke kan raak is daar is 'n Back-a-Buddy account waar jy 'n strikkie kan koop vir R30. En dan kan jy in die comments vir ons sê aan wie wil jy daai strikkie dedicate. So ons wil dit graag skryf vir mense wat ons verloor het aan kanker of wat tans veg teen kanker of net iemand se naam wat jy 'n bietjie hoop voor wil bring. Ja, vir al familie ook, want onthou die familie vat dit baie erg om daai persoon te support. So jy kan self die familie se naam ook van dis omdat dis Ribbons of Hope. En kyk met die vorige wêreldrekordhouers, hulle het letterlik 1 2 3 4 5 6 7 dis hoe hulle sin uniek gemaak het. En aan die einde van die dag is as ons nie genoeg mense se name kry nie, gaan ons ook maar 1 2 3 4 5 6 moet doen. Daar's 'n maatskappy het hulle het 'n paar honderd gekoop. Hulle het letterlik doodles geteken op elke strikkie. So ja, dis baie werk wat ingaan voor die tyd. Ja. En dan fisies op die dag gaan ons 'n heerlike familiepretdag hê by Reynolds Silver Lakes. Hulle sponsor die Duster vir ons. Daar gaan sangers wees, daar gaan springkastele wees, daar gaan raffles wees, boerewors, rols, dinge te eet, dinge te doen, terwyl ons nou vingers op die strikkie plak. Behalwe vir die Back-a-Buddy, hoe kan mense en besighede betrokke raak by hierdie wonderlike bewusmakingsveldtog? Ek dink ons is hier vanoggend want ons wil regtig graag besighede aanmoedig om betrokke te raak. Jy kan 'n A18 sertifikaat kry. Almal hou nou eindjaar funksies. Ja. So ek dink bietjie in plaas van Billy sê heeltyd, sê jy want dan gaan jy die onpopulêre een wees. Sê jy wat jy sê nie, ek gaan dit nie sê nie. Eindjaar funksies en ek wil dis openbaar by meeste Ja. So in plaas van dat jy openbaar sit en sê luister jy maar ek drink soveel as jy wil, gee vir ons ten minste 1000 of 2000 of hoeveel ook al. Ja. Vir 'n besigheid is dit eintlik klein geld. Ja, vir almal doen Secret Santa nou vir 'n eindjaar funksie. My boekklub het gegaan. Okay, in plaas van dat ons Secret Santa doen hierdie jaar, gaan ons 'n klomp strikkies koop vir almal. En so ek dink R30 is 'n koppie koffie. Uit die aard van die saak wil ons mense aanmoedig om meer te koop as net een strikkie, maar dit is doenbaar. Kry 'n groep vriende bymekaar en sponsor strikkies. Ek dink ons is nou by 'n plek waar kanker is nie meer iets wat so ver is van ons af nie. Dit was altyd histories so ding geweest wat dit is 'n oom se niggie se tannie wat die groot K gehad het. Nou is dit raak
almal van ons. So ek dink hierdie is 'n cause wat ons as 'n gemeenskap moet aanvat. Ja. En as ek sien eintlik hoe die mense hulle boodskappe op die BlackBerry skryf, dan kom jy agter eintlik hoe naby dit aan die huis is. Dit is 'n fantastiese inisiatief en ek daag al ons goeiemôre, good morning kykers uit, ons produksiespan, my mede-aanbieders om 'n verskil te maak. Ons sit al die inligting op ons sosiale media. Bly net waar jy is, want net nou gaan ons teater toe. Seun is 'n kragtige autobiografiese teaterstuk gebaseer op die lewe van Dana Snyman. Die produksie is danksy Left Foot Theatre Productions op die planke en kombineer talentvolle kreatiewe geeste insluitend die regisseur Nico Skeepers, die draaiboekskrywer Johan Smith en die akteur Wilhelm van der Walt. Ek gesels nou met Wilhelm en dan ook die vervaardiger Ignatius van Heerden. Baie welkom aan jou Ignatius. Ek weet Wilhelm gaan nou by ons aansluit deur middel van aanlyn by ons aansluit, maar welkom aan jou hier by die ateljee. Dankie dat in die ateljee. Goed, Ignatius, hoe het die idee vir Seun ontstaan en wat het julle geïnspireer om juist Dana Snyman se storie op die verhoog te deel en te vertel? Ons vervaardig 'n paar produksies per jaar en ons hou daarvan om boeke te doen. En ek en my vernoot Johan van der Merwe was verlede jaar by die Woordfees en Dana Snyman se boek word toe bekendgestel. En direk na die bekendstelling toe kyk hy vir my en sê hierdie gaan werk. Ons het onmiddellik die regte gekry en die res is geskiedenis. Dit het ons dadelik begin om 'n span te soek wat gaan werk. Ons het al met Johan Smith gewerk van tevore want hy is fantasties met verwerkings en daar is ons nou 'n jaar later. Ja, en ek bedoel, dit is Dana Snyman, dit maak Ja. vir my soveel sin. Nou wil ek oorgaan na Wilhelm toe, wat dan nou aanlyn by ons aansluit. Wilhelm, hoe het jy jou daarvoor voorberei om so 'n bekende Suid-Afrikaner se lewe te vertolk? Goeiemôre julle. Ja, ja, dit was 'n ongelooflike eer. Ek was al 'n ruk terug, baie lank terug in my lewe ook 'n groot aanhanger van Dana Snyman en ek het net toe ek hoor van die aanbod het ek gegaan. Dit is definitief wat ek wil ondersoek en ek wil graag net die boek lees en ja, en toe het ek het baie naslaanwerk tot my beskikking gehad. Ek het natuurlik die boek wat Dana net sy hart oopgemaak het mee en soveel van homself ingestort het. So ek kon regtig die boek gebruik net as 'n handleiding om regtig in sy vel te klim en hom te beleef, ja. En ek dink ek gaan vir 'n oomblik net stil staan want ek wil nou hierdie volgende vraag aan albei van julle stel. So Wilhelm, kom ons begin dalk eers by jou, maar watter uitdagings het julle ervaar om 'n autobiografiese verhaal so getrou en emosioneel op die verhoog te bring? Ja, ek dink dis altyd moeilik as jy 'n boek het wat so ryk is aan 'n era en aan karakter en omwentelinge in 'n land en als en dan moet jy kyk, jy weet, as jy dit nou verwerk na 'n eenpersoonstuk, hoe gaan jy dit so op die gees van die boek behou, maar dit moet ook losstaande wees van die boek. Dit moet sy eie entiteit wees en ek dink dis maar die uitdaging om dan, jy weet, die storie dan te vertel en om 'n gehoor, jy weet, wakker te hou en by jou te hou en natuurlik Dana se verhaal te eer. Maar die uitdaging is om daai 70 minute lewe te gee en ek dink die belangrikste is dan om die regte span mense bymekaar te kry, jy weet, die weet van die vervaardigers af na die verwerker Johan Smith en dan iemand soos Nico Skeepers wat dan se brein so gekoppel is aan storievertelling en om storie te dryf deur 70 minute en ek dink dan as jy die regte span bymekaar het dan is jou kop deur, ja.
Ignatius, enigiets om by te voeg van jou? Ja, kant ek af? stem 100% saam. Ek's bly jy het vir Willem gevra want dit is presies wat ek sou gesê het. Ek dink die span is belangrik, die storie is belangrik en dan ek dink as 'n mens die regte groep mense het, ons almal bereid om net soveel ekstra in te sit om 'n storie te laat werk. Waar en wanneer gaan die produksie te sien wees? Ons is hierdie naweek 5 tot 7 Desember by die Boer in Durbanville en dan hoop ons om dit in 2026 hier in Gauteng vir die Gauteng mense te kom wys. Dis baie opwindend en wat hoop julle sal die gehoor ervaar wanneer hulle dit sien en wat sal hulle saam met hulle neem? Dit is definitief 'n nostalgiese terugblik op 'n sekere tydperk en Pretoria. Vir my gaan dit oor menslikheid, die verhouding tussen pa en seun wat baie belangrik is en ek dink as mense wegstap met 'n bietjie ekstra empatie teenoor mense rondom hulle, dan sal ek gelukkig wees. Nou Willem, jy het net 'n paar sekondes oor, maar ek weet jy kan dit doen. So 10 sekondes of 20 sekondes om net vinnig vir die mense te sê hoekom moet hulle kom kyk? Ja, ek dink dis baie belangrik. Dis 'n baie interessante tydperk in Suid-Afrika, daardie laat 80s en 90s en natuurlik van die weermag. Maar ek dink ook 'n belangrike ding van hierdie boek is die ouers van die seuns wat oorlog toe is. Jy weet, die mense verloor die fokus soms van die ma's en die pa's wat gesukkel het met verlange en bekommernis, jy weet. En die fokus van nogal op dit ook. En dit is baie belangrik om daai aspek ook van daai tyd in die land te sien en die weermag, jy weet. So ja. Kom Absoluut. kyk. Baie dankie aan albei van julle. Dankie, Sommer so baie kort dankie. en kragtig. Nou bly ingeskakel want net hierna kuier ons saam met die TikTok sensasie Denetjie. Jy wil dit nie mis nie.